Goeiemôre en goeiedag aan al my Vrydag vriende. Baie welkom weer by hierdie video aanbieding van ons gemeente. En ek vertrou dat ons 'n baie spesiale dag sal hê, veral omdat dit gaan oor die kruisige van die Here Jesus vandag. Dit is 'n baie spesiale Vrydag, 'n hoogtepunt in die geskiedenis van die wêreld, wat opgeteken is in die woord. En dan natuurlik het ons Sondag, vier ons dan die opstanding van Jesus, wat die oorwinning is, wat God vir ons bewerk het in sy seun Jesus Christus. Ek wil tog 'n teks vir julle lees hier uit Johannes hoofstuk 19. En die teks wat ek graag wil lees is daar vanaf vers 30, nadat die soldate Jesus wou gehelp het met 'n hisoptakkie, en hulle sal onthou die suurwyn. Ons lees in vers 30. En nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring, dis voltooi, dis volmaak, dis volbring. Dit is sy kop voor hom laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Die laaste asem uitgeblaas. Tot sover hierdie gedeelte uit die woord van die Here. En ek wil juist aan daai gedagte van die laaste asem uitgeblaas, die Here so ding in my hart kom plaas oor die eerste asem van ons menswees is in God se hand. Die laaste asem van ons menswees is in God se hand. Wat ons tussenin doen, is waaroor ek en jy verantwoording moet doen oor die asem en die lewe wat ons het, die geleenthede wat ons gee, die gesondheid, wie ons is, waar ons is en waarom ons is tussen daardie twee asemhalings. Toe God sy seun vir ons gegee het en hy gebore is in hierdie wêreld, is daar 'n mooi gedeelte in Filippense 2 wat vir my so mooi is, dat hy sy troon verlaat en die gestalte van 'n mens aangeneem en verneder geword. En so het God hom natuurlik nou verhoog. En telkens het Jesus in sy verhouding met die disippels en ook met ons in die Nuwe Testament met die woord in ons midde gesê, ons doen die wil van die Vader. Want as jy wil van die Vader doen, is ons lief vir die Vader. Dan leef ons 'n lewe van oorwinning. Al het hy gesterf aan die kruis, het hy as oorwinnaar gesterf. Die mense rondom die kruis kyk en sê, sies tog, ons is so jammer om dit te sien, jammer dat dit gebeur, die disippels vlug, hulle is benoud. En dan kom daar so 'n kalmte en 'n rustigheid, 'n stilte. Wanneer ons besef dat Jesus was 'n oorwinnaar aan die kruis vir ons. Vir altyd natuurlik uitgekom het later in sy opstanding, waar die oorwinnaarskap is bewys in sy opstanding. Ek en jy maak nie saak in wat omstandighede ons is nie, met die asems wat ons het. As ons God lief het, en ons voer sy wil uit, maak nie saak hoe rof die storm is nie, maak nie saak hoe die mekaar ons lewe is nie, maak nie saak of ons gekruisig word nie. Ek en jy is meer as oorwinnaars, soos Paulus vir ons so mooi stel. Ek wil julle uitnooi om vas te hou in hierdie dag. Vas te hou in die oorwinning wat die Here Jesus vir ons behaal het. Vas te hou ook in die plan wat hy vir jou lewe het. En daarin jou oorwinning te ontdek en die wil van die Here uit te voer. Mag hierdie opstandings, hierdie kruisigings Vrydag baie spesiaal vir jou wees. Kom ons anker ons lewens, die asem wat ons het, in die hande van God. En ons eer hom daarvoor. Kom ons bid net saam. Here, wanneer ons U aanbid vir die voorreg om te kan lewe, maar veral te kan lewe deur U te kan ken, dan ervaar ons dat ons meer as oorwinnaars is. Dankie dat U U seun vir ons gegee het, dat U vir hom die asem van 'n mens gegee het. En dankie Here dat U vir hom die genade gegee het om dwars deur U wil uit te voer, sodat in daardie laaste asem wat hy geblaas het, daar vir ons oorwinning daarin toegesluit is. Dankie ook dan vir Sondag, wanneer ons die opstanding gaan vier, waarin die oorwinning bevestig word ook in ons harte en ons lewens. En so vra ek Here dat hierdie naweek, wat ons Paasnaweek noem, praat ons oor die kruisiging en die opstanding van U seun. Mag dit ons weer terugbring na 'n punt toe in ons lewens om te besef hoe kosbaar dit is om vir U te kan ken. Here, ek bid so vir herlewing in hierdie dae, dat daar 'n herlewing in hierdie mekaar wêreld sal kom in hierdie duisternis, om te besef ons behoort aan U. Dan vra ek Here, kom leer ons om U wil te doen. Leer ons om lief te hê, U lief te hê en mense rondom ons lief te hê. Ons eer die Here vir hierdie naam. Amen. Amen. Here, onderneem vir jou, mag dit werklik vir jou 'n spesiale naweek wees. As jy nou Vrydag gemis het om in die kerk te wees, gaan Sondag kerk toe. Maar sit daar by die voete van die Here in die gemeente, ek weet nie waar jy aanbid nie.
verheerlik die Here vir sy opstanding. En ons almal van mekaar kan sê, loof God, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Ons maak dit sommer 'n motto vir die dag, hy het opgestaan. Kom ons eer hom daarin. Tot ziens, tot ons volgende Vrydag weer mekaar sien. 'n Groetnis hier vanaf van Mosselbaai hier op die strand by Hartenbos. En mag dit regtig wees. Ek vertrou die Here vir ons saam sal seën ook rondom hierdie boodskap van die kruising en sy opstanding. Tot ziens, tot ons volgende keer mekaar weer sien.